Nou, soos gewoonlik of soos gebruiklik, wil ek vra dat julle asseblief saam met my 'n gebed sal doen. Ons barmhartige God en hemelse Vader, in hierdie aand raak ons almal voor U stil. Ons aanbid U. U is die grootste wese in die ganse heelal. Daar is nie 'n ander God wat met U op 'n gelyke voet kan staan nie. U is die enigste God. U is die enigste ware God. Daar is baie afgode in hierdie wêreld wat mense uitgedink het, maar ons dien alleenlik vir U. Ons bid vir elke mens wat vanaand hier ingeskakel is. Ons bid, Here, dat U ook in hulle huisgesinne teenwoordig sal wees, dat U in hulle harte en lewens sal werk. Baie dankie, Here, dat ons U kan ken en U kan lief hê, en bo alles dat U ons lief het, dat ons deel kan wees van U kerk. Ons bid ons gebed in die naam van U Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Nou ja, ons gaan vanaand weer 'n keer 2 Korintiërs hoofstuk 10 lees, en ek het verlede keer ook gesê dat as jy 'n bietjie navorsing gaan doen, gaan jy sien dat hierdie is een van die hoofstukke waaroor die minste gepreek word. Ek weet nie presies hoekom nie, ek self staan skuldig, sover as wat ek kon bepaal, het ek ook nog nie 'n preek oor hierdie hoofstuk geskryf nie, so ek wil beslis nie 'n klip na iemand toe gooi in die verband nie. Ek het wel vir julle gewys dat hier is minstens 10 preke al sover in hierdie hoofstuk. Ek dink daar is meer. Ek wil wel van dit weer met julle deurgaan. Ek het so bietjie, het weer ander dinge gebeur in die wêreld, en ek wil net op dit ook reageer aan die hand van hierdie hoofstuk. So ek lees vir ons uit 2 Korintiërs hoofstuk 10. Dis 'n hoofstuk waarin Paulus sy apostoliese gesag verdedig teen die Korintiërs. Ek, Paulus, doen 'n persoonlike beroep op julle, ek wat mos gedwee is, as ek by julle is, maar manhaftig teenoor julle as ek van julle af weg is. In die naam van Christus, wat nederig en vriendelik is, vra ek julle, moet my nie dwing om streng te wees as ek kom nie. Ek is seker ek kan my veroorloof om streng op te tree teenoor die wat ons daarvan beskuldig dat ons uit menslike oorwegings handel. Natuurlik leef ons in 'n menslike liggaam, maar ons voer nie die stryd met menslike wapens nie. Die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God, wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Ons is ook gereed om met elke ongehoorsaamheid af te reken, sodat julle eie gehoorsaamheid volkome is. Ekskuus tog, sodra julle eie gehoorsaamheid volkome is. Julle kyk na een kant van die saak. As iemand dan so vas oortuig is dat hy aan Christus behoort, moet hy onthou, ons behoort net soos hy ook aan Christus. Al het ek my miskien 'n bietjie te veel beroem op die bevoegdhede wat die Here my gegee het, sal ek nie beskaamd daarvan afkom nie. Die Here het aan ons die bevoegdheid gegee om julle op te bou, nie om julle af te breek nie. En daarom wil ek nie die skyn wek dat ek julle met my briewe probeer bang maak nie. Daar word mos gesê, sy briewe is wel ernstig en streng, maar as hy self by ons is hy mak en beteken sy woorde niks.
Die man wat so praat, moet weet dat daar geen verskil is tussen wat ons in briewe skrywe as ons van julle af weg is en wat ons doen as ons by julle is nie. Ons waag dit natuurlik nie om ons op een lyn te stel of te vergelyk met sekere mense wat so 'n danige dink van hulle self het nie. Hulle is dom. Hulle meet hulle self aan hulle eie maatstaf en vergelyk hulle self met hulle self. Maar wat ons betref, ons sal met ons roem nie buite die perke gaan nie. Ons bly binne die perke van die werking of die werkkring wat God aan ons toegemeet het. Julle val ook binne daardie perke. Dus het ons nie ons perke oorskry deur by julle te kom nie. Ons het immers vroeër al tot by julle gekom met die evangelie van Christus. Deur op julle te roem, gaan ons dus nie die perke te buite nie, want dit is nie ander mense se werk waarop ons roem nie. Ons hoop dat julle geloof sal toeneem en dat ons dan onder julle nog meer sal hê om op te roem, steeds binne die perke van ons werkkring. Dan sal ons die evangelie ook in streke anderkant julle kan verkondig, sonder om te roem op werk wat tot stand gebring is in die werkkring van iemand anders. Maar die skrif sê, hy wat roem, moet in die Here roem. Die man wat die proef deurstaan het, is nie die een wat homself prys nie, maar die een wat deur die Here geprys word. Nou ja, dit bly vir my 'n besondere mooi hoofstuk. Ek kan eintlik nie dink dat ek al meer uit die hoofstuk gepreek het nie. Ek wil my dit nou voorneem vir die toekoms. Die ding wat baie treffend is van die apostel Paulus, is dat hy het 'n baie nederige leierskap gehad en ek het verlede week daarna verwys. En ek wil nie weer op al daardie dinge ingaan nie. Ek wil spesifiek melding maak van ons Here Jesus Christus. En dit na aanduiding van 'n werkie van Langenhoven, wat ek gelees het. In die werkie van Langenhoven het 'n baie interessante en 'n innoverende samestelling, maar wat Langenhoven dink ek raakvat, is dat hy uiteindelik by die punt uitkom dat hy 'n mens iets wys van wie die Here Jesus was. Soos wat hy hier op aarde was, en soos wat die Bybel hom aan ons openbaar, en daar's nou die reaksie van verskillende mense op die bedieningswerk van die Here Jesus. En dit varieer nou, en dit is aan die hand van die Bybel wat Langenhoven dit nou opgestel het. En dit is treffend dat as jy byvoorbeeld kyk na of het nou een van die Romeinse soldate was, en of het nou Pontius Pilatus was, en of dit een van die lede van die Sanhedrin was, wat gekom het om hom te ondersoek. Hulle almal het onder die indruk gekom van sy nederigheid en sy opregtheid, sy waarheid, sy vriendelikheid. Neem Pilatus as 'n treffende voorbeeld, of 'n sprekende voorbeeld. Pontius Pilatus is die regter, hy's die belangrikste leiersfiguur, die invloedrykste leiersfiguur in Palestina op daardie stadium. Hy's die prokurator van Palestina, hy's net 'n antwoord verskuldig aan die Romeinse keiser. En op die ou einde van die dag kom 'n mens agter dat Pontius Pilatus probeer eintlik die Here Jesus beskerm teen die Jode. Hy probeer die Here Jesus loskry, want hy is oortuig daarvan dat hy nie skuldig is nie. So 'n mens vra jouself die vraag af, hoekom sou Pontius Pilatus dit gedoen het? Wat was die rede? Die makliker pad vir Pontius Pilatus
was dood eenvoudig om die Jode hulle sin te gee, hulle guns te wen en die Here Jesus te laat kruisig. Maar Pontius Pilatus doen dit nie. Pontius Pilatus het iets in die Here Jesus gesien wat ek hoop ons almal in hom raak sien, en dit is nederigheid en vriendelikheid, ek wil amper sê 'n menslikheid. En as jy ook hier luister na die apostel Paulus, dan kom jy agter dat in sy benadering tot die Korintiërs weerspieël hy daardie beeld van ons Here Jesus, daardie menslikheid, daardie nederigheid, daardie vriendelikheid. Al is dit 'n baie moeilike gesprek, want hierdie mense was hom nie goedgesind nie, hulle het hom aangeval, en Paulus verwys ook daarna, hulle het dinge van hom gesê wat seer gemaak het, maar Paulus kom met 'n ander benadering, en ek dink dat hierdie benadering is baie belangrik vir die wêreld waarin ons vandag leef. Ek wil nou kom by daai tweede punt, en wat vandag gebeur het, dit het eintlik al begin, deur het 'n klompie mense vir my inligting gestuur het oor daai brief van die Gereformeerde Kerk Nelspruit, wat hulle vir 'n sekere Peer van Vieren, nogal 'n van Vieren, geskryf het, en die Peer van Vieren het toe nou die brief op die internet gesit, en ja, kyk, toe het almal nou hulle mond uit te spoel oor die Gereformeerde Kerk Nelspruit, nee. Want wat hulle doen is, hulle spreek toe die Peer van Vieren, en ek dink hy behoort om te skaam. Ek sal nie as 'n kerkraad vir my so 'n skandelike brief moet skryf oor my betrokkenheid by die gemeente en my erediensbywoning, dan sal ek dit nie op die internet gaan sit vir almal om te lees nie, ek sal my skaam daaroor. Nie hierdie man nie. Ek het my bedenkinge, ernstige bedenkinge oor hom, want hy het sy skaamte verloor. Natuurlik het almal nou hulle monde toe uit te was oor daardie gemeente, en een van ons lede van ons Bybelstudiegroep het toe vir my, ek dink as jy Isak Du Plessis, ek is nie seker nie, hy het so 'n podcast op YouTube, en volgens my het hy nou 'n behoorlike bespotting van die ding gemaak, eintlik van die kerk. En ek wonder of hulle besef wat hierdie mense doen. Want hulle wil nou 'n kerk kritiseer wat in liefde na iemand toe gaan en daardie persoon aanspreek oor 'n sonde. Nou, ek het die afgelope 2 dae dit juis gedoen. Wat ek met een spesifieke lidmaat, wat ons nou al die pad mee geloop het, gaan sit en praat het, en hulp gegee het, en weer probeer het, en mooi leiding probeer gee het vanuit die Bybel uit, regtig, want jy gee om, en jy sien iemand se lewe is besig om heeltemal verkeerd te loop, en daai persoon kan dalk in die hel beland, en dit gryp jou aan die hart. En dan kom die wêreld, en die wêreld reageer op so 'n wyse op so 'n brief, 'n opregte brief, opregte liefde en omgee van 'n gemeente vir iemand wat die gevaar loop om verlore te gaan. Nou dan moet ek vir julle sê, dan moet ons mooi sien wat is hier aan die gang. En ek dink dit is wat Paulus ook sê, en hy sê dit op meer plekke, en ek het dit verlede week ook genoem, dat ons stryd is teen die bose magte, teen die duiwel en teen almal wat vir die kant van die duiwel kies. En baie keer is daar die duiwelse mense in kerke, of hulle dink hulle is in kerke, of hulle dink hulle is gelowig. Maar as jy ander kerke aanval, soos wat vandag gebeur het, en hulle aanval oor een van die kenmerke van die ware kerk, en die ware kerk het 3 kenmerke. Dis die suiwere bediening van die woord, die suiwere bediening van die sakramente, en die toepassing van die kerklike tug. En jy daai gemeente aanval omdat hulle in liefde iemand probeer help om op die regte pad te kom, dan wat jy het is, jy het 'n geestelike aanval van die duiwel op die ware kerk van die Here. En as jy van die ander kant af dus na hierdie ding kyk, dan is daar ook 'n mate tot dankbaarheid en blydskap. Want dan, die duiwel sal nie 'n valse kerk so aanval nie, hy sal 'n ware kerk in die openbaar aanval
en probeer diskrediteer. Soos wat hy vandag op verskeie platforms en deur verskeie mense op baie verskillende maniere probeer doen het. Deur die kerk en spesifiek die gereformeerde kerk Nelspruit en gereformeerde kerke en kerke wat nog omgee en kerke wat tug en kerke wat na mense toe gaan en met hulle praat, dan moet jy dit sien vir wat dit werklik is en ek dink dan moet 'n mens sê, goed, maar hoe moet ek reageer? Moet ek reageer op so iets? Ek dink dit is 'n ongevraagde, dit is 'n wrede aanval. Soortgelyk is dit wat Paulus hier op hom gehad het, wat na sy kant toe gekom het van die Korintiërs se kant af. Maar kyk hoe het Paulus dit hanteer. Geduldig, liefdevol, hy sê wat hy glo, hy spreek dit aan, onbevrees, hy's nie bang nie, maar hy doen dit ook met vriendelikheid en hy probeer hierdie Korintiërs weer te wen. En ek dink dat hierdie is nie die eerste en die laaste aanval op ons as gereformeerde kerke in Suid-Afrika nie. Ek dink hier gaan nog baie kom en dit moet kom. En dit gaan kom omdat ons anderste is, omdat ons werklik omgee, omdat ons werklik probeer om mense te help en in liefde na hulle toe uit te reik in hulle nood. Die duiwel wil dit nie, die duiwel wil mense in die hande kry want hy's 'n brullende leeu, hy wil hulle verskeer, hy wil hulle uitmekaar ruk. En ons keer dit, ons staan in sy pad. En daarom hierdie aanvalle ook op ons. So daar gaan nog meer kom en hulle gaan nog intenser wees. Ek dink wat 'n mens baie seer maak, wat ek ervaar het, is dat dit is mede-Afrikaners, mense wat dink dat van hulle meen hulle is godsdienstig, van hulle meen dalk selfs hulle is in kerke, en dat hulle so deelneem aan so 'n gesprek. Dit plaas baie ernstige vraagtekens agter 'n mens se persoonlike verhouding met die Here, nê. So, ek glo baie van julle het hiervan kennis geneem. Ek dink moenie kwaad word nie. Ek kan verstaan dat dit is 'n mens se eerste reaksie. Maar die oomblik as jy kwaad word, kan jy nie met mense praat nie. Kan jy dit nie werklik beantwoord nie. Kan jy nie die regte leiding gee nie. Dink aan die gesindheid. Ek is weer terug by die Here Jesus daar by Pontius Pilatus. Aanvanklik antwoord hy nie Pontius Pilatus nie. Maar die Here Jesus onderwerp hom aan die gesag van Pontius Pilatus. Die Here Jesus antwoord met geduld, tot op 'n punt, nee. En ek dink daar's baie wat ons kan leer by wat ons Here vir ons gewys het, en ook hier deur die apostel Paulus. Ons het verlede week gepraat oor neem elke gedagte gevange. Ek dink waak oor jou gedagtes, maak seker dat jy jou gedagtes vul met dit wat opbouend is. Ek het praat baie oor hierdie praktiese punt wat vir my van groot waarde is. Omdat ek weet hoe maklik my gedagtewêreld deur die duiwel op sleeptou geneem word, probeer ek myself gedurende die dag blootstel aan dit wat opbouend en positief is. En vandag het ek geluister na 'n toespraak deur 'n Christen dokter in Amerika, saam met my vrou, terwyl ons in die motor ry, en dit het gegaan oor die dood en oor die hantering van die dood en mense wat besig is om te sterwe as gevolg van kroniese siektes, wat minder as 6 maande het om te lewe. En die dokter Avery maak 'n baie belangrike punt, en dit is dat 'n mens se geloofslewe is die voorbereiding vir alles in jou lewe. En dit is veral die voorbereiding vir die slegste dinge wat in jou lewe gaan kom. En nou wil ek vir julle sê, julle moet net onthou dat niemand se lewe het net goeie dinge in hom nie, nee. En ons almal gaan een of ander tyd, as die wederkoms nie voor die tyd plaasvind nie, gaan ons almal te staan kom voor die feit van ons eie mortaliteit, ons eie sterflikheid,
dat ons moet die oorgang maak na ons Skepper toe. En ons moet voor ons Skepper gaan staan. En 'n mens onthou die dinge wat jy gedoen het, en die Dr. Avery maak ook die punt, hy sê, wat hy gevind het by hierdie mense wat heel aan die einde van hulle lewe kom, is dat daar in hulle gedagtes, word hulle in daai tyd veral aangeval deur die dinge wat hulle nie gedoen het nie, of die dinge wat hulle verkeerd gedoen het. Nou wanneer jy by daai punt kom, hoe gaan jy dit hanteer? Waar gaan jy jou antwoorde kry? En daarom is dit baie waar woorde wat Paulus hier sê, dat ons elke gedagte gevange moet neem, want ons lewe begin daar in ons gedagtewêreld, en dat ons vanuit daardie gedagtewêreld moet begin om ons lewe te leef en te beplan. En daar is dit baie belangrik dat ek en jy ons Bybels lees, ons gebede doen, en jy weet, begin jou dag met die woord van God, eindig jou dag met die woord van God, kry maniere waarop jy deur die loop van die dag kan luister na die woord van God, het sy miskien na 'n preek, ons het almal 'n middagete, miskien kan jy jou middagete tyd gebruik om bietjie stil te raak, maar dis 'n baie belangrike gedagte. Ek het ook hierdie ou is 'n New Ager, ongelukkig, is eintlik 'n filosoof wat ek lees en luister van tyd tot tyd, Ian McGilchrist. En Ian McGilchrist sê wel baie waar dinge oor die wêreld waarin ons nou leef. En hy sê, ons is by daardie punt, die mensdom is by daardie punt, en die gebeure van vandag, en die aanval op die gereformeerde kerke sê dit vir my, ons is by daardie punt, dat die samelewing is besig om op homself te draai. Die samelewing is besig om homself uit mekaar te ruk. Mense is dierlik teenoor mekaar, soos wat mense dierlik teenoor mekaar was, byvoorbeeld in die tyd van die Tweede Wêreldoorlog. En die liberalisme is die deel van die samelewing wat eintlik die samelewing en die struktuur en die reëls in die samelewing totaal ondergrawe, dat dit in duie wil stort. So nou moet jy jouself afvra, twee dinge. Geestelik, hoe goed bewapen is jy in 'n samelewing wat besig is om op homself te draai? As ek die beeld van Ian McGilchrist kan gebruik. En dan die vierde ding wat Paulus hier sê in hierdie hoofstuk in vers 12, is, wie is jou maatstaf? Nou, Paulus sê in vers 12, wanneer hulle self aan hulle self meet, en hulle self met hulle self vergelyk, is hulle nie wys nie. Nou, baie mense het vandag gereageer en skynbaar meen hulle die reg om dit te doen. Hulle sit by die huis agter hulle rekenaar, het niks beter om te doen nie, en dan lewer hulle sulke kommentaar. Maar jy kom ook agter, mense dink hulle kan nie doen wat hulle wil, daar is nie meer reëls nie, daar is nie meer enige wet nie. Nou, dit is vir my opvallend dat ons het hier die siklus van gebeure al gehad in die geskiedenis van die mensdom, en nie so lank terug nie. Die oomblik is daar nie meer reëls en wette is nie. En dit is juist die probleem met die liberalisme, byvoorbeeld die Amerikaners het die probleem nou gehad met die demokrate, en die demokrate het eintlik nie reëls nie. Daar is nie vir hulle 'n wet en 'n beginsel nie, alles kan maar gaan, solank as dit is wat mense wil hê. Maar ons sê, en die Bybel leer vir ons, moenie jouself as die wet vat nie dit wat jy wil hê nie. Die kerk kan nie wees wat ek en jy dit wil hê nie. Daar is 'n wet, dis God se wet. Meet jouself aan God en God se woord en sy wet. Dis hoekom die boeke van die Bybel word die kanonieke boeke genoem. 'n Kane is 'n maatstaf, meet jouself daaraan. Anderste is jy nie wys nie, jy maak 'n baie groot fout en word jy deel van hierdie beweging wat besig is om 'n samelewing te word wat in duie gaan stort.
Nou, ek het net nou gesê, dat nie so lank terug nie, was daar hier in Suid-Afrika 'n stryd vir wet. In die tyd van Paul Kruger, toe net na die groot trek, was daar ook maar onrustigheid onder Afrikaners. Daar's 'n mooi toneelstuk van Wyk Lou, wat dit baie mooi uitlig, en elkeen wou sy eie wet wees. Dit gaan nie werk nie. Dis juist, dink ek, die ding wat Paul Kruger gedoen het, is dat hy mense in lyn gebring het met 'n wet. Daar's 'n wet en ons moet die wet gehoorsaam, al is dit nie altyd 'n goeie wet of 'n wet wat ons van hou nie, maar die oomblik is daar nie meer 'n wet is nie, dan gaan 'n samelewing te gronde. So, deesdae, dink mense, hulle kan net sê wat hulle wil, doen wat hulle wil, leef soos hulle wil, en dit is die einde van samelewing. Goed, ek dink dat baie belangrik, en ons het ook daaroor iets al gesê, moenie in jouself roem nie. Die moderne mens is natuurlik verskriklik vol van homself, tevrede met homself, ingenome, en mense leer hulle kinders ook dit. Hulle maak hulle kinders op 'n sielkundige manier groot. Daar staan in vers 17, wie hom op iets wil beroem, moet hom beroem op die Here. Hierdie sielkundige manier van groot maak is, leer kinders om hulle self lief te hê, en ek het selfs al gehoor dat predikante sê, jy moet jouself lief hê. Binne 'n sekere konteks kan dit waar wees, ja, maar die wet van die Here sê nie, ek en jy moet onsself lief hê nie. Ons het onsself lief. Is nie nodig om daai bevel vir ons te gee nie. Ons moet God lief hê en ons moet ander mense ook lief hê. Nou, as jy 'n kind groot maak en daai kind het 'n sondige natuur, soos wat ek en jy 'n sondige natuur het, en jy het jouself lief. Jy's mal oor jouself, eintlik, hoe jy lyk en wie jy is, en dis min wat mense dit nie so het op die een of ander manier nie. En jy kom nou nog en jy vertel vir hulle hoe fantasties is hulle, en hulle kan net nie 'n fout maak nie, en daar is nie so iets so sonde nie, dan doen jy die samelewing nie 'n guns nie, maar jy is besig om in daardie opvoedingsproses 'n monster groot te maak, wat verskriklik selfsugtig gaan wees, wat hier in die stad nie stop by 'n stopstraat nie, wat nie agter 'n ander voertuig wat stadig gery is, hy wil ry nie, want hy wil verbykom, jy hou hom op, hy wil daar kom, hulle is bereid om jou plat te ry, dood te ry, uit die pad uit te ry, want hulle wil net by hulle bestemming uitkom, want dit gaan vir hulle oor hulle self. Mense leef by mekaar verby. Wees nederig, let 'n bietjie op hoeveel praat jy oor jouself in 'n geselskap, nee. Praat jy nog oor God? Kom jy nog daarby uit dat jy met mense praat oor God? Dink 'n bietjie, het jy miskien vandag die geleentheid gebruik om oor hom te jubel en te juig, vir hom te getuig, iets vir hom te doen, of is jy net besig met jouself? Antwoord jy maar self daardie vraag, jy weet waarom jy dit moet regstel. Brei jou invloed vir God se koninkryk uit, en ek het verlede week heelwat hieroor gepraat, gaan nie nou weer iets daaroor sê nie, behalwe dat dit is belangrik, dat 'n mens mense bevriend, sodat jy met hulle kan praat oor die koninkryk van God, want ek is deel van die koninkryk van God, ek weet waarheen ek op pad is, en ek is baie opgewonde daaroor, en in een van die pastorale gesprekke wat ek in die week gehad het, met iemand wat familielid het wat baie binnekort gaan sterf, kon ek daarvan getuig, kon ek sê, dat eerlikwaar, dit is nie vir my 'n vreesagtige gedagte, om te dink ek kan na my God toe gaan nie, inteendeel, as die Here my kom haal, sal ek bly wees, en ek is gereed, ek is reg daarvoor, en ek dink dat 'n mens moet jou lewe lank jou daarop voorberei, dat jy voor jou Skepper kan staan, en ek gaan nie vir hom 'n antwoord hê vir alles nie, wat hy vir my gaan vra nie,
Ek sal my net kan beroem op die volmaakte verlossingswerk van my Here Jesus Christus. En dit is al hoekom ek na hom toe wil gaan. Is omdat ek weet ek het hierdie wonderlike volmaakte verlosser, my Here Jesus Christus, en ek is opgewonde oor die gedagte dat ek hom kan sien, maar ek gun dit ook vir ander mense. En daar's baie mense in hierdie wêreld wat hierdie boodskap nodig het, wat verlore is. En dit het ek ook vandag besef. Baie van daardie mense wat verlore is Afrikaanse mense. Ek is diep bekommerd oor daardie Peer van Vieren wat gedoen het wat hy gedoen het. Ek dink dat dit is waarskynlik die slegste ding wat hy in sy lewe gedoen het. Dit is, ek weet nie wat gaan hy eendag vir die Here daaroor sê nie. Ek sal so skaam kry oor so iets. Ek kry eintlik skaam dat ek 'n van met die man deel. Ek hoop hy voel baie spyt oor dit wat daar gebeur het, maar die koninkryk van die Here moenie skade kry oor my en jou nie. Daai persoon en wat hy gedoen het en hy die koninkryk van die Here baie skade gedoen. So en jy vat aan die Here wanneer jy aan sy kerk vat. So ja, vertrou op God se gesag. Dit is vir my 'n verskriklike belangrike ding, en ek dink ek het dit verlede week dalk net genoem, en ek wil bietjie meer daaroor sê. In 2 Korintiërs 10 vers 8 sê Paulus, want selfs al sou ek my 'n bietjie buitensporig beroem op die gesag wat die Here aan ons gegee het om julle op te bou en nie om af te breek nie, sal ek nie daaroor skaam wees nie. So Paulus vertrou op God. En om jou vertroue in God te stel, en in die roeping wat hy vir jou gegee het, die plan wat hy vir jou lewe het, is 'n geweldige bevrydende gedagte. Hy verwys ook daarna hoe dat die Korintiërs deel is van daardie plan wat God het met sy lewe en hoe God hom gebruik het in die lewe van die Korintiërs, dat hulle binne die grense van daardie evangeliese bedieningsplan val, wat God vir hom spesifiek gegee het. En jy moet leer om God te vertrou. Baie dinge gebeur in 'n mens se lewe. En ek wil amper sê, die meeste van die dinge wat met 'n mens gebeur, het jy nie beplan nie. En jy bid daaroor, jy probeer soms sin maak daarvan, en baie keer eers, baie later, kry jy sin gemaak van dinge wat die Here in jou lewe laat gebeur het. Maar ek vertrou die Here. Ek kan werklik sê, Here, laat U wil geskied, en ek kan dit ook bid. Here, laat U wil geskied. En die oomblik as jy daai woorde bid, dan is dit asof jy kan asemhaal, asof daar hier die las van jou skouers afval. Want jou lewe is in die hande van die Here. En die Here stuur 'n mens se lewe. Dis 'n goeie Vader. En ek het ook dit so ervaar wanneer ek tye gehad het wat ek persoonlik baie swaar gekry het, en ek het nie antwoorde nie, ek weet nie wat om te doen nie. Ek is bekommerd oor my eie geliefdes, en ek kan net bid, Here, laat U wil geskied, en ek weet ek kan die Here vertrou. En ek dink ons almal ken dit. Ek dink julle ken dit ook. Julle was ook al op daardie plek in julle lewe. So, ja, vertrou die Here. Gee alles aan die Here oor. Paulus doen dit maar ook met hierdie saak wat hy ingewikkeld is met die Korintiërs. Dan, mens moet met vrymoedigheid jou geloof uitleef. Hy sê, ek pleit dat wanneer ek by julle is, ek nie manhaftig hoef te wees nie, met die selfvertroue waarmee ek reken om diegene aan te durf, wat van mening is, dat ons in menslike swakheid handel. Ja, Paulus is manhaftig nie, hy sê, ek is bereid om met mense te praat, en ek is bereid om voor mense te staan, ek is bereid om mense aan te vat as ek moet,
Ek dink, ek weet nie, ons is nie almal dieselfde nie. Dis nie vir ons almal ewe maklik om op te staan vir wat ons glo en wat ons oortuigings is nie, of iemand doen dalk iets verkeerd by die werk. Almal sien dit, maar almal bly stil. En ek weet nie of jy die een is wat sal sê, vat daardie een kant toe en praat met daardie persoon en spreek die probleem aan nie. Maar die punt is, 'n mens moet met vrymoedigheid jou geloof uitleef. Ons kan nie die lig wat God in ons laat opkom het, die evangelie lig wat in ons brand, kan ons nie onder 'n maatemmer insit nie. Onder die maatemmer gaan dit éventueel doodgaan. As ons nie meer 'n sterk, smaaklike sout is nie, as ons nie meer 'n verskil maak nie, in mense se lewe nie, wat is ons doel dan? So op 'n manier moet ek en jy ons geloof uitleef. Nou, ek verwys nou weer na hierdie toespraak van Dr. Avery. Hy sê, jy weet, as jy 'n dokter is, en jy werk met verskillende mense, en almal is nie noodwendig gelowiges nie, hoe laat jy jou invloed geld by die werk waar almal nie gelowiges is nie? Waar dit dalk selfs nie eers toelaatbaar is dat jy openlik oor God praat nie. Wat maak jy daar? Wat doen jy in so 'n situasie? En hy sê, dit is in die klein dingetjies wat jy doen, of wat jy vir mense beteken, dis in klein gebare, dit is in subtiele wenke, wat jy gee van wie jy is, wat vir mense baie keer die vrymoedigheid gee, om na jou te kom, en verder met jou te praat, en jou uit te vra, oor dit wat jy glo, of dit wat in jou lewe gebeur het. Wat ek beleef het, is dat die slegste dinge wat met my in my lewe gebeur het, was juist die dinge wat God die nuttigste kon gebruik in sy diens. En dat ek werklik vandag kan sê, dat daar die heel slegste dinge, kan ek sien en verstaan, hoekom dit met my moes gebeur het, sodat ek 'n beter instrument in die hande van die Heilige Gees kan wees. En ek hoop, julle beleef dit ook so. Ja, op daardie oomblik, as 'n mens deur daardie moeilike of daardie slegte dinge in jou lewe moet gaan, dan lyk dit nie na iets om oor bly te wees nie, dan is dit sleg. Maar 'n mens moet geduld hê, jy moet vertroue hê, en jy moet wag, dat die Here vir jou wys, hoe wil hy jou gebruik. Ek dink wat daarbey aansluit is dat 'n mens moet leef met integriteit. Nou, ek wil hier lees vers 11, so iemand moet hiermee rekening hou, dat ons woorde in ons briewe, wanneer ons afwesig is, ooreenkomstig met ons dade, wanneer ons ooreenstem, met ons dade, wanneer ons teenwoordig is. So die woord en die daad pas by mekaar. 'n Mens moet lewe met integriteit. Eenvoudige dinge. As jy jou woord gee, hou jou woord. As jy gesê het, jy gaan so laat daar wees stiptelik op tyd. As jy gesê het, jy gaan iets doen, doen dit. As jy vir iemand iets kan beteken vir daardie persoon iets. As jy vir iemand kan vra, hoe gaan dit met jou? Ek sien dit gaan nie goed met jou nie, kan ek jou help? Dan moet jy werklik deurkom en vir daardie persoon iets beteken. So leef met integriteit. Woorde en dade moet by mekaar uitkom. Ons almal is daarvoor bestem om sekere mense te bereik. 'n Ma is byvoorbeeld deur die Here daarvoor bestem om heel eers haar kinders te bereik, om die instrument te wees in die hande van die Heilige Gees, om haar kinders na die Here toe te lei. En dan moet sy 'n hulp wees byvoorbeeld vir haar man. Maar daar kan baie mense wees, dalk kollegas by die werk, wat ook op jou boek geskryf staan as die mense wie se lewe jy moet beïnvloed, wat jy moet lei, of om in 'n beter en in 'n dieper en 'n hegter verhouding met die Here te kom, of om by die Here uit te kom.
So gaan dink 'n bietjie hieroor. Gaan dink oor hoe lyk jou lewe, wat straal jy uit? Is jy 'n magneet wat mense trek? En wat mense trek is omgee en liefde. Dis wat mense trek. Dis wat mense na die Here Jesus toe getrek het, nee. Ja, hy het die waarheid geleer en dit het mense baie beïndruk. Maar as jy werklik gaan kyk, het die mense in getalle, die ellendiges het na hom toe gekom, omdat daar by hom aanvaarding was, en liefde was, en omgee was. En ja, hy het wel die waarheid altyd gepraat en die waarheid geleer, maar wat straal ek en jy uit? Ek sê weer eens, ek dink dis vir my die treffende van Paulus hier in 2 Korintiërs 10, is dit wat Paulus hier uitstraal, en vir my lyk dit maar, hy kry dit by die Here Jesus. Soek bo alles God se goedkeuring, dis vers 18, want dit is nie die een wat homself aanbeveel wat die toets deurstaan het nie, maar die een wat deur die Here aanbeveel word. Ag, mag dit waar wees, dat die Here my aanbeveel, vir werk, dat die Here dink dat ek doen ietsie reg en ek doen ietsie goed, en ek is op een punt dalk vir hom bruikbaar, en is dit nie wat elkeen van ons moet wees nie, dat ons nie deur mense geprys wil word nie, maar dat ons op die ou einde van die dag deur die Here geprys wil word, dat die Here met ons tevrede moet wees. En toe begin ek 'n bietjie oor hierdie ding dieper dink, en ek gaan net baie kursories iets hieroor sê, en dit is, ek wil verwys na Hebreërs, hoofstuk, ek wil dalk net hier so 'n bietjie kleiner maak, Hebreërs hoofstuk 11 vers 6, as 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan, en dat hy die wat hom soek, beloon. So dit alles begin daarby, verskoning. As 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil hê. So begin daar, glo jy werklik in die Here, dat jy vir God iets kan beteken. Jy moet wedergebore wees, het die wedergeboorte al by jou plaasgevind, weet jy dat jy wedergebore is, het daarna jou wedergeboorte baie slegte dinge dalk met jou gebeure, het jy weer nodig om sekerheid te kry dat jy wel wedergebore is, weet jy hoe om daardie sekerheid te kry? Niemand kan die koninkryk van God sien tensy hy weergebore word nie. 'n nederige lewe voor God is verskriklik belangrik. God weerstaan die hoogmoediges, maar hy gee self genade aan die nederiges. 1 Petrus 5 vers 5. So, gaan dink 'n bietjie hoekom ek en jy oor teenoor ander mense. As mense dink dat jy nie toeganklik is nie, as mense vir jou sê, jy is daarom baie hoogmoedig, gaan staan bietjie stil, en dink aan watter beeld vertoon jy. Maak seker dat jy dus, hoe praat jy, hoe kom jy oor? Gehoorsaamheid is maar liefde, en dit begin by gehoorsaamheid aan God. Ek dink ons moet nie dink dat 'n koue wettiese onderhouding van die wet is noodwendig liefde nie. Jy weet, wanneer 'n mens die wet van die Here op die regte manier onderhou, dan straal daar liefde. Dan is daar opregte omgee. Dan is dit nie altyd 'n harde toepassing van die wet nie. Jy hou die wet, maar jy soek werklik om te verstaan wat is die beste moontlike ding wat jy kan doen. Ja, dit is wat ek werklik, ek het die laaste paar dae juis hiermee ook gewerk en gedink, wat is die beste moontlike ding wat ek kan doen in die situasie? En dan het ek dit probeer doen,
En as ek in my gewete gevoel het, dat die Here sê, maak het vir my duidelik, dat ek is nie gemaklik met iets nie, dat ek daar opgestaan, en ek het eers gegaan, en ek het dit probeer regstel, of ek het iets probeer doen, ek het dit nie gelos nie. En ek dink is belangrik dat 'n mens by daardie punt kom dat ons soek na 'n lewe waarmee die Here tevrede kan wees. Die Here praat met ons lees ons Bybels deur die hele dag. En dan moet 'n mens begin leef en jy moet werk en in daardie proses kom jy agter, ek is nie gemaklik hiermee nie. Hoekom is ek nie gemaklik hiermee nie? Ek bid hieroor. Maar die Here wys vir my dat ek moet iets anders hier doen. Dan moet jy gaan om jy dit gaan doen. En dat jy kan vrede kry en berusting kan kry. Goed, berou en 'n godvrugtige droefheid. Ek dink dat 'n mens moet werklik berou hê oor sonde. Dis baie belangrik. 'n Mens moet kan vra vir vergifnis. Ek is baie diep onder die indruk daarvan dat ons sondig teen mekaar, ons maak mekaar seer met woorde en dade, en 'n mens moet mekaar kan vra. Mens moet die minste kan wees. Ek het niks om te bewys nie, is nie vir my moeilik om vir iemand te sê ek is jammer nie. Dis nie vir my 'n persoonlike vernedering nie. Dawid is 'n Psalm 51 is vir my een van die ingrypendste psalms as dit kom by berou soek. Dawid weet dat dit wat hy gedoen het in die eerste plek die Here baie seer gemaak. En daarom gaan hy na die Here toe en hy bely sy sonde oor Batseba en hy soek vir vergifnis by die Here. En ja, dit was nie vir hom maklik om enigstens die saak reg te maak verder nie, want hy het Uria laat vermoor. Maar om opregte berou te soek, mense is daarmee jou lewe lank besig. Want ons is nie een volmaak nie. Mens moet baie bid. 'n Mens moet, ek wil amper sê, 'n mens kan nie in die koninkryk van God ingaan as jy nie bid nie. As jy nie tyd maak om te bid nie. Die Here Jesus het die mense in sy tyd baie op sy knieë gekry waar hy besig was om te bid. Hy het homself gedurig afgesonder een kant toe gegaan en hy het gebid. Hy wat die seun van God is, die volmaakte mens het gebid. Nou ek wat nie die seun van God is nie, en ek wat nie die volmaakte mens is nie, en jy wat nie die volmaakte dogter van God is nie, hoeveel te meer moet ek en jy nie bid nie? En dink net hoeveel bid ons werklik en hoe belangrik is gebed vir ons? Hoeveel keer doen ons dinge nog voordat ons daaroor gedink het of daaroor gebid het? En dit is alles deel van hoe word ek iemand wat God aanbeveel, waarmee God tevrede is? So ja, aanbid die Here in jou gebede, moenie net altyd vra nie. Dink aan die voorbeeld van ons Here Jesus, sy liefdevolheid, sy meelewing met mense, die armes, die ellendiges, die hoere en die tollenaars, wat ander mense verwerp het, maar hy het met hulle meelewing gehad. Hy het nie gedink hulle is te vuil nie, hy het nie gedink hulle is te onrein nie. Vertrou God, vertrou die Heilige Gees, dat die Heilige Gees jou sal lei deur die skrif. Goed, en dan is dit eenvoudige dinge, dink ek, wat 'n mens maar moet doen. Maak seker wat gaan in jou in. Moenie jou gedagtes vul met vuil en lelike en onvanpaste dinge nie. Maak tyd vir die regte dinge in jou lewe. Kry 'n gebedsroetine. Verbind jouself aan ander gelowiges. Al het die wêreld baie kritiek op die kerk waarvan jy deel is. Verbind jouself aan ander gelowiges. Leef met hulle saam.
maak jou deel van hulle lewe, kom in hulle lewe, stel in hulle lewensbelang. Bekeer, daaglikse bekering is geweldig belangrik. Draai elke dag weg van jou sonde, leef elke dag nuut, en dien, wees nederig, wees diensbaar, dien mense, omdat jy die Here dien. Goed, dit is alles dinge wat ek hier sien in hierdie hoofstuk in 2 Korintiërs hoofstuk 10. Daar is natuurlijk baie meer wat 'n mens kan sê oor hierdie hoofstuk. Maar kom ons praat gou daaroor, is daar enige vrae of opmerkings? Hoe het julle gevoel, het julle kennis geneem van hierdie storm wat losgebrand het rondom die gereformeerde kerk Nelspruit, en hoe het julle daaroor gevoel? Byvoorbeeld. Julle kan van die chat-funksie ook gebruik maak. Ja, ek dink 'n mens is ongelukkig daaroor. 'n mens met jouself keer dat jy nie kwaad word daaroor nie. Maar soos wat ek gesê het, ek glo werklik dat dit is 'n geestelike aanval. En Paulus sê in hierdie hoofstuk, vir 'n geestelike aanval moet jy nie wapens gebruik, jy moet geestelike wapens gebruik, ja. Goeienaand, meneer Tommy, dis Anje. Anje. Sosiale media is 'n baie aktiewe manier, dink ek, vir die Bybel om sy vir die duiwel om sy gesande so te kry om die kerk in totaliteit te probeer afbreek. Daar's regtig geweldige aanslag op die kerk, en ook nou in die lig van Dani Botha se uitlatings wat hy gemaak het. Dit raak soos 'n broeipot wat net meer gemors ingegooi word en die kerk word daarbey ingesleep. Dit is maar ook nou maar vir ons as gelowiges seker tekens van die tye dat die kerk al hoe meer kritiek en aanval gaan kry. En dit is hartseer in die lig daarvan dat ons eintlik die bruid van Christus is, en dat mens maar altyd moet vashou aan die sorg wat die Here vir ons as gelowiges het. En daarom is dit soveel meer belangrik dat ons onsself moet gaan ingrawe om die gemeenskap van die gelowiges te gaan opsoek, dat ons mekaar kan versterk daarin. Want die aanslag is fenomenaal en mense is nie meer geskool nie, hulle is onkundig. Hulle weet nie self hoe om hulle huisgesinne te hanteer nie, en hoe nog te veel meer nog om aanvalle van buite af te weerstaan. En hulle arme kinders lees hierdie goed. Dit is vir my nog meer skokkend om te sien. Wat soveel meer vrae by hulle ontlok. Ja, ek stem met jou heeltemal saam, Anje. Ek het nou nie, ek sien nie so 'n paar chats ook. Ek het nie ongelukkig, ek het nie besef dat hierdie ding is die slegste moontlike tydsberekening vir die gereformeerde kerk Nelspruit gewees nie. Ja, Dani Botha het geweldige skade gedoen aan die beeld van die kerk. En ek dink nie hy het dit met opset gedoen nie, maar hy het ongelukkig met sy valse voorspellings. En ek dink die duiwel gebruik nou die geleentheid, en ek dink hy het lankal sy mes in vir die gereformeerde kerk. Ek sien dat die Deense minister het vandag 'n wetsontwerp voorgelê in Denemarke om kinders van die internet te probeer afkry en om ouers vervolgbaar te maak, want ek dink die internet raak 'n probleem. Al daai vryheid is 'n probleem. Dis erg om te sien dat dit mede-Afrikaners is wat dink hulle is godsdienstig, wat nou die instrumente in die hande van die duiwel is. En dan stem ek met jou 100% saam. Ek dink dit is presies wat die Here ook vir ons sê, dis kenmerkend van die tye waarin ons lewe, op pad na die afronding van die gebeure van hierdie tydsbedeling. Goed, ja, ek sien, ja, daar is ander, ek wil net gou sien. Ja, ek dink ons almal voel, Delarie sê ook hier, ek ervaar dat mense baie negatief is teenoor ons kerk, selfs familielede wat altyd
kommentaar lewer het, maar nie self betrokke is by 'n gereformeerde kerk of selfs enige kerk nie. Ja, ek dink dat, ek dink is waar wat Delarie sê. Kyk, want 'n mens moet vir jouself afvra, hoekom groei ons gemeente byvoorbeeld in ons dorp nie dramaties nie, nê? En ek dink dat mense beleef ons as streng, en ek dink hulle is, ek dink hulle is onkundig oor ons, ek dink hulle weet nie met hoeveel liefde werk ons nie, en hoe gee ons regtig vir mense om nie, en dis juist omdat ons werklik omgee, dat ons met mense praat, en uitreik na mense, en ja, ek dink die kritiek is maar deur die duiwel word dit aangeblaas, en die aanvalle gaan skerper word, dit gaan erger word. Dis jammer, mens moet maar met jou kinders, jy weet ek het nou self 'n kleinkind, mens moet hulle leer, ek het net nou verwys na Langenhoven, as ek hom lees, dan besef ek net hoe belangrik het is dat ons weer beginne lees, en ons self skool, ons het gewoond geraak aan baie oppervlakkige materiaal. Ons moet onsself weer ingrawe. Nog kommentaar. Ek is bly julle neem deel. Ek is bly, want weet jy wat, as julle, dit wat ons nou hier doen, as gelowig, ons praat so 'n bietjie ons hart uit teenoor mekaar as gelowiges, en wat ons ook doen is, as ons nou hiermee te doen kry, het ons so 'n bietjie verder gedink. En kan ons onsself so 'n bietjie beter verwoord. En is ons nie meer so kwaad en reageer ons vanuit daai plek waar ons met woede reageer nie. Want dis 'n fout. Ons moet juist beter oorkom. En ja, ek wil vir julle almal baie dankie sê. Julle beteken vir my ontsettend baie. As 'n Bybelstudiegroep, is lekker om met julle saam te leef en saam te praat en mekaar deur die lewe te help. En baie dankie dat julle ingeskakel het. Praat verder hieroor met mekaar, ook in julle huisgesinne. Leer julle kinders, die van julle wat baas is, leer tog maar julle kinders. Praat met julle kollegas, wees positief oor die kerk van die Here. Die kerk van die Here is die mees positiewe ding in hierdie wêreld. Die evangelie is werklik die lig en hoop vir hierdie wêreld. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie vir ons Bybelstudie van vanaand. Baie dankie dat ons as gelowiges mekaar kan ondersteun en onderskraag. Ek wil bid vir elke gelowige wat hier is, maar ek wil ook bid vir die gereformeerde kerk Nelspruit, sy predikant, sy kerkraad. Ja, Here, wil U gee dat ons as gelowiges ons stem nie sal laat stil maak nie, dat ons die waarheid sal bly getuig. Ja, Here, gee aan ons die regte woorde, wanneer ons voor mense moet staan, en gee ook aan ons die regte hartsgesindheid, 'n nederige, vriendelike en liefdevolle hartsgesindheid, soos wat ons ook in hierdie hoofstuk gesien het, maar laat ons altyd ook aan U verbind bly as die bron van ons krag, sodat ons hierdie mens kan wees wat U wil hê ons moet wees. Vergewe ons swakheid en sonde, ons vra dit van U in U Seun se naam. Amen. Nou ja, julle, baie dankie. Dankie dat julle ingeskakel het, en 'n mooi en 'n geseënde aand vir julle almal. Goed gaan.